carries me. Adonai, my shepherd and my songs. Jehovah Jireh, you provide all I need. May his favor rest upon you. May his light be your dawn. Yahweh bless you and keep you. El Shaddai hold you close. Adonai shine his face upon you and give you shalom. Shalom in your rising, shalom in your rest, shalom in your home and your children, shalom in your breath, shalom in your breath. Jehovah Rapha. Goeiemôre, almal baie welkom vanmôre by hierdie besonderse geleentheid waar ons 'n laaste eerbetoning kon doen. Aan Bets Rousseau. Wat 'n fenominale mens. Namens myself, ons familie, en die hele familie. Jan, Simone, Jacques, Rihanna, kinders, en al die ander familie, vriende. Ek bid dat die Here vanmôre sal kom en julle sal kom aanraak. Julle sal kom vertroos. Mag dit nie net leefwoorde wees vanmôre nie. Maar mag ons vanmôre werklik op 'n punt kom waar ons net berusting vind. We don't need to understand. We just need to hold his hand. Sit hierdie vraag, die antwoord op al die vrae nie. Mag die vraag kom en sluit ons oë net vir 'n oomblik. En bid ons net saam. Here, dankie dat ons vanmôre na u toe kan kom in hierdie moeilike dag. 'n hartseer dag, 'n dag van trane. Dankie dat ons vanmôre weer dat u is ons rots, u is ons anker en u is ons bergvesting. Here, waar sal ons wees sonder u? Waarheen kan ons gaan, Here, as ons u nie het nie? En Here, ek wil vanmôre vra dat u in hierdie roudag, hierdie seerdag sal kom aanraak, dat die familie sal kom bystaan, dat die Heilige Gees die trooster sal wees. Here, dat u kom vrede gee, daar waar daar vrae is, daar waar daar pyn is, dat u sal kom vertroos. Ons gee hierdie diens en hierdie verrigting en alles wat ons dan doen, gee ons vanmôre in die hande. En ons vra, Here, vir u guns, in Jesus naam. Amen. Amen. Weereens baie welkom. Ek wil sommer dadelik begin deur te sê dankie vir die voorreg, familie, dat ons vanmôre hier kan wees. Dankie vir die voorreg. Ons kom al 'n entjie saam. Ons kom 'n klompie jare saam. Van ons het heelwat anders te gelyk daai jare. En maar dis 'n voorreg. Kan ek begin deur die begrafnisbriefie vir u voor te hou? So 'n briefie kan jy saam met my lees. Briefie begin deur te sê in liefdevolle herinnering aan Bets Rousseau. Soms het ek gehoor, Betta, gebore die 22 September 1952 en oorlede die 21ste Mei 2026. Die begrafnisbriefie lees. Ons het daardie oggend nie geweet dat God jou naam sou roep nie. Dit het ons harte gebreek om jou te laat gaan. 'n Deel van ons het saam met jou gegaan. Jy het vir ons kosbare herinneringe agtergelaat. Jou liefde bly steeds ons gids. Al kan ons dit jou nie meer sien nie,
weet ons, jy is steeds by ons. Ongesin se ketting is gebreek, en niks sal ooit weer dieselfde wees nie. Maar soos God ons een vir een roep, sal die skakels weer aan mekaar geheg word. Wat 'n voorreg. Die teksversie sê vir ons in 1 Samuel 20 vers 3, die B-gedeelte, en ek haal vir u aan, hy sê, toe sweer Dawid verder en sê, maar so waar as die Here leef, en jou siel leef, daar is maar net een tree tussen my en die dood. En is dit nie so waar, het ons nie vanmôre daai seer, daai laaste tree ervaar van die lewe en die dood. Oom Johan, sou ons 6 maande terug gedink het, ons sou hier gewees het. Die lewe is maar ongelukkig onvoorspelbaar, maar die woord sê vir ons dat daar is maar net een tree tussen ons en die dood. Die tannie Bets wat ek geken het, was 'n sterk tannie gewees. 'n Anker gewees vir die kinders, kleinkinders. Vir ons, toe ons nog jonk in die bediening was, in hierdie einste gemeente, het hulle vir ons so omgesien, hulle het so mooi liefde teenoor ons gehad, waarvoor ons tot vandag toe nog kan lag en skerts oor die goed wat ons gedoen het. En ek dink aan haar, en ek dink aan hierdie erdepot, hierdie bruikbare item, hierdie instrument in God se hande, en mooi en sterk, en mooi hoe bruikbaar dit kan wees, dat die pot het nou al vir jare geduur, maar daar het 'n dag gekom, dat daar die pot het broos geword, en die krakies het begin wys. En vandag is die pot in skerwe, 'n sterk vrou, 'n anker, iemand wat nie sy hande was altyd vlytig gewees. Kyk, ek dink 'n deel hoekom ek vandag so lyk is, omdat hulle ons so gevoer het. En tannie Bets het altyd, man, as ek dink aan 'n papaya, dan dink ek aan ouma Bets. Sy was maar lief om vir ons groente te sny, 'n vrugte te sny. En ek glo sy was vir baie van ander ook 'n anker gewees, en vir julle as familie, en naby die kinders, sy was anker, 'n skouer om op te huil. 'n Skouer om op te huil. Ons het haar sien lag, maar ons het haar ook sien huil. Ons het haar vriendelik gesien, maar soms so bietjie beneek gesien. Maar 'n mens, iemand wat na in ons harte is, maar weens siekte, het sy broos geraak, en het haar lewenskruik en skerwe gebreek. By Dawid skryf ons 'n baie mooi teksvers aan Psalm 23, hy sê, en al gaan ek ook deur 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie. En ek wil jou vanmôre bemoedig deur vir jou sê, tannie Bets het hierdie ervaring beleef. Dawid skryf, hy loop daar in 'n dal, net buite Jerusalem, en hy skryf hierdie Psalm, al loop ek in 'n dal van doodskaduwee. Daardie dal was regtig die dal van die dood gewees. En Dawid skryf, hy sê, al gaan ek deur die dood, al gaan ek deur hierdie gevaar, al gaan ek deur hierdie ervaring, ek sal geen onheil vrees nie. Hoekom? Want U is met my. U is by my. En ek vandag vir u sê dat sy kan, as sy met ons kon praat vanmôre, sal sy vir julle sê, weet julle wat? Die doodskaduwee het toe geen houvas op my gehad nie. Ons gaan nou sien hoekom ek so sê. Ons almal leef in die skadu van die dood. Hebreërs 9 vers 27 sê, dat dit vir die mens bestem is om eenmaal te sterwe, en daarna die oordeel. Sou ons graag wou gehad het, dat sy nog 'n bietjie vir ons gespaar moet word? Verseker. Sou ons wou gehad het, sy moet nog so rukkie by ons wees? Verseker. Maar die woord sê dat die mens, wat ek en jy is eenmaal bestem om te sterwe. Dit is so. Haar dag het aangebreek. Maar ons kan soveel daaruit leer, dat daardie dal van doodskaduwee, wanneer ek daar deurgaan, is dit eenvoudig net genade, onbeskryflik groot, want God los nooit my hand nie. En sy het dit ervaar. Sy kan vir ons 'n getuienis lewer, en ons gaan nou na die woord kyk, hoekom ek so sê. Maar toe ouma Bets oorlede is, toe sy laaste asem uitblaas, toe kon sy hierdie lied uitsing en sê, Amazing Grace, how sweet the sound. Dankie, Here. Ek is seker sy kon sê, dankie, Here, dat U nog steeds genade vir my het. Dankie dat U my by die hand neem, en my deur hierdie doodskaduwee neem,
my ander kant uit te bring. Kan ek jy vra, kan ons staan? Dan sing ons daar die lied saam, Amazing Grace, Sweet the Sound. Dis op die papiertjie, maar ek is seker, dit sal seker op die skerm ook wees, maar dis in jou briefie. Lied nommer 2, Amazing Grace. Kom ons sing saam. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was blind, now found. Was blind, but now I see. It was grace, my heart to feel. Grace, really, how precious that grace appeared. The hour I first believe. Ag, kan ons nog eenmaal saam sit reg met U? Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound, saved the wretch. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. It was grace. It was grace that taught my heart to feel, and grace my fears. How precious that grace appeared. The hour I first believed. Dankie, kan jy sitplekke neem? Die woorde in hierdie lied sluit af, how precious that grace appear. The hour I first believe. Ek het die voorreg gehad om Tannie Bets te ken, nie net buite die kerk nie, maar binne die kerk ook. En andersom. En ek kan vandag vir julle sê dat my ervaring met ouma Bets is dat sy die Here geken. Sy die Here gedien. Was sy volmaak? Verseker nie. Gelukkig is dit nie 'n kwalifikasie, is dit nie? Is ek reg? Dis daarmee 'n kwalifikasie om hemel toe te gaan om volmaak te wees nie. Jy moet gered wees. Was hy gered? Yes, amen. Ons is dankbaar daarvoor dat daardie genade ook in haar lewe te siene was. Maar ons kan nou hierdie sing en ons kan beter voel, maar van hierdie kant van die graf af lyk die dood wreed. Is ek reg? Dit lyk wreed, dit lyk so smartvol. Tog bid ek dat die Heilige Gees vanmôre die trooster sal wees. Jy sien, die dood maak ons bewus van ons afhanklikheid van die Here. Die dood maak ons bewus dat ek is maar net een tree. Een asemteug. Die dood vra nie of dit jou pas nie. Hy vra nie is dit geleen nie. Hy vra nie is die ouderdom goed genoeg. Hy vra nie die dood ongelukkig kom vat. Maar dit maak dat ons afhanklik word, dat ons besef ons is afhanklik van die Here. Maar ek wil vanmôre hierdie teksvers met u deel dat selfs wanneer ons deur hierdie wrede en smartvolle ervaring gaan, soos julle vanmôre gaan, soos ek sê van hierdie kant van die graf, is dit wreed. Waar ek staan van die kant van die graf af, is dit dalk 'n bietjie ligter. Want alhoewel ek lief was vir haar, was dit nie my ma nie. Is dit nie my vrou nie. Is dit nie my ouma nie.
So dalk vir jou aan die ander kant lyk dit baie wreed, maar hoor wat sê die woord van die Here vir ons. Hy sê dat Hebreërs 13 vers 5, hy sê ek sal jou in die B-gedeelte, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie, selfs wanneer jy in hierdie smarte is vanmôre, wanneer jou hart seer is, wanneer jy vra Here, hoekom? Dan kom vers 6 van Hebreërs 13, en die woord sê dit so mooi, hy sê, daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, die Here is vir my 'n helper. Ek sal nie vrees nie. Wat sal die mens aan my doen? Die Here is vir my 'n helper. Mag die Here vir julle 'n helper wees. Mag julle vanmôre daardie herdershart van God die Vader vanmôre ervaar. Wat jy wil kom vertroos vanmôre. Jy sien die dood, vir ons is dit wreed en smartvol. Maar die dood is onvermydelik. Maar die goeie nuus van die dood is, dit is net 'n deurgang, dit is iets wat ons tegemoet kan gaan sonder vrees. Want die Here is met die gelowige in die dood, as ons kyk na Psalm 23 net gelees, vers 2 sê, hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Vers 4 sê, al gaan ek deur 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie. Kind van die Here, ek wil vanmôre vir julle sê, dat die dood is net 'n deurgang van die tydelike na die ewige. Sy sê maar net weg nie. Ouma Bets is nie maar net eers nie. Hierdie kosbare liggaam gaan ons vanmôre tot siens sê voor. Maar haar gees leef vir altyd. Mag dit vir jou troos om te weet, sy is dalk nie meer hier by ons nie, in die vlees nie, maar sy is net weg nie, sy is by God die Vader. Dis net 'n deurgang waardeur sy gegaan het, die oomblik toe sy daar gelê het, en sy blaas haar laaste asempie uit, het sy die tree gegee van die lewe na die ewige lewe, saam met God die Vader. Bemoedig het jou nie vanmôre om te weet, dat God is met die gelowige in die dood nie. Ons sien die dood is nie vir ewig nie. Dood is nie vir ewig nie. Die liggaam gaan tot niet, maar die mens, die gees, lewe vir altyd. Daniël 12 vers 2 sê, en baie van die wat in die stof van die aarde slaap, sal ontwaak. Sommige tot ewige lewe, sommige tot grootsmaatheid, vir ewig afgryslik. Hy vertel vir ons van 'n lewe na die dood. 'n Lewe nadat ek my asem uitblaas, is daar 'n permanente lewe. So die dood hier op die aarde, die dood wat ek en jy ken, is nie vir ewig nie. Ja, ons liggaam, hierdie aardse tempel gaan tot niet, maar ouma Bets is nou vir ewig in haar tuiste. Waar daar nie pyn is nie, waar daar geen hospitaal weer gaan kom nie, geen 'n naald in haar ingesteek gaan word nie, geen pyn meer ervaar nie. Jy hoef nie meer 'n traan op te droog nie. Want die dood, dit wat sy ervaar het, is nie, sy is nie vir permanent in hierdie fase nie. Die oomblik toe sy asem uitblaas, so, oombliklik, in 'n breekdeel van 'n sekonde, toe sy by God die Vader. Nou voor jy die nuus gekry het, toe sy alreeds in 'n permanente woning. Ons sê vandag tot siens aan die vlees, aan die liggaam. En ons sien die dood wat ons sien, die dood wat ons ervaar, heers nie oor 'n kind van die Here nie. Hy sê vir ons Johannes 5 vers 24, voorwaar ek sê vir julle, wie my woord hoor en hom glo wat my gestuur het, het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood in die lewe. Hoe kan ek sê daar is nie oordeel oor iemand wat sterf nie? Die Bybel sê vir ons uitdruklik dat die dood heers nie oor Christus nie. Hy sê as jy in my glo en hom wat hy gestuur het. As jy glo in God die Vader, as jy glo in God die Seun, Jesus Christus, die Seun van God die Vader, en jy glo dat hy vir jou aan die kruis gesterf het, en sy bloed met jou vir jou sonde betaal het, dan sê die woord vir ons, is daar geen veroordeling meer oor jou nie. Hoe is dit moontlik, want ek sondig tog elke dag van my lewe.
Jy sien, dit is soos 'n groot hofsaal, die oomblik toe ouma Bets gesterf het, was daar 'n groot hofsaal, ek probeer hierdie prentjie vir jou skets, en sy daar kom staan voor God die Vader, want sy moet nou ewige tuiste ingaan, en die Satan, die aanklaer, wat ons as mense aanklaar, die woord sê, hy kla ons dag en dag aan, kom daar by God die Vader, en hy sê, God die Vader, hier is ons Bets, maar sy is 'n sondige mens, en dan sê God die Vader, ja, dis waar, dit is so. Dan kom Jesus ons voorspraak en hy sê, wag net bietjie. Klaar betaal. Die sonde is vereffen. Daar is geen meer, niks waaroor sy hoef rekenskap te gee nie, want ek het daar reeds betaal. Daarom sê die woord, daar is geen, ek kom nie in die oordeel nie. Jy het die ewige lewe en kom nie in die oordeel nie, maar het oorgegaan van die dood na die lewe. Kind van die Here, wanneer ek en jy voor God die Vader staan en ek is wedergebore, dan kan die vyand my kom aankla en my kom sê dat, en Jesus kom net en sê, moenie worry nie, Bets, dis klaar betaal, staan net hier by my. Alles is klaar betaal. Kom skaar net by my. En dit beteken, ouma Bets kan permanent, vir ewig, in die hemel wees. Ek hoop het gee jou vertroosting vanmôre. Ouma Bets is net weg nie. Sy is net weg nie. Sy is by God die Vader. Hoe kan ek dit sê? Omdat sy 'n mooi lewe gelei het? Nee. Ek kan dit sê, want my Bybel sê, as jy wedergebore is, het jy die ewige lewe. Is ek reg? As jy wedergebore is. Wat is wedergebore? Wanneer ek my lewe oorgee aan hom, en ek nooi hom in my lewe, en ek besef, sonder hom sal ek nooit die hemel maak nie. Want my werke kan my nie red nie. So ons sien, die dood heers nie oor Christene nie. Die dood is nie vir ewig nie. En die Here is met die gelowige in die dood. Mag dit jou vanmôre bemoedig om te weet, dat die oomblik toe jou ma, oom Johan, toe die tannie asem uitblaas, toe ouma sterf, kom Jesus en hy neem haar by die hand, en hy sê, kom saam met my, ek neem jou na jou ewige tuiste, jy is nie alleen nie, ek is met jou, ek is met jou, ek is met jou. Hierdie kant van die dood lyk die graf baie wreed. Of hierdie kant van die graf lyk die dood verskriklik wreed. Maar die ander kant van die graf is daar Jesus wat sê, ek weet nou sy is veilig by my. Ek weet nou sy is veilig by my. En dan kom die woord van die Here en hy verduidelik dit so mooi vir ons in Openbaring 3 vers 20. En hy sê, ek kom, ek klop. Hy sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. En as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek inkom na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Die Here wil vanmôre kom aanraak. Hy wil vanmôre kom vertroos. Ons het gesien wat het gebeur met ons geliefde. Ons sien dat sy is nie alleen nie. Ons sien sy is na ewige tuiste toe. Ons sien die dood heers nie oor 'n kind van die Here nie. Ons sien hierdie goed, is ek reg? Maar nou kan jy vra, my Here, wat van my? Wat van my wat moet môre aangaan met my lewe? Wanneer die eerste verjaarsdag kom? Wanneer die eerste Kersfees kom? Hoe moet ek aangaan, Here? En die woord sê vir ons in Openbaring 3:20, hy sê, ek staan by die deur en ek klop. Ek klop. En ek wil toegang hê, sê, ek staan by die deur, as iemand my stem hoor, jy moet vanmôre kan hoor, daar's 'n paar goed wat ons vanmôre moet doen, ons moet hoor die stem wat klop, daar's 'n deur, iemand wat klop by die deur, en as hy my stem hoor wat sê, ek wil inkom, en hy die deur oopmaak, hoor wat moet ek doen? Ek moet nommer 1 hoor die stem wat roep, ek moet die klop, moet ek hoor, maar dan moet ek die deur self oopmaak. God is 'n gentleman, hy forceer hom nie in jou lewe in nie. Jy moet die deur oopmaak. Hy sê, dan kom hy in. En hy kom saam met jou maaltyd hou. Waarvan spreek 'n maaltyd? 'n Maaltyd spreek van intimiteit. Kyk, as jy mos mense in jou huis toe nooi, né?
En hy sê vir hulle, kom eet by my. Wat is die gedagte? Ons gaan 'n bietjie tyd spandeer. Ons gaan 'n bietjie kuier. Jy is vir my belangrik. So belangrik dat ek jou op my tafel wil hê. Ek wil met jou gemeenskap hê, 'n broederskap hê. En hier kom die gedagte van Jesus wat by die deur staan en hy sê, ek klop. En ek wil inkom, maar jy moet die deur oopmaak. Sodat ek kan inkom. En by jou kan kom sit. En met jou maaltyd kan hê. Ek wil jou kom vertroos in die dae waar dit moeilik gaan. Ek wil jou trane vir jou kom afgee in die dag wat jy nie weet hoe gaan ek dit mee maak nie. In die dae wat ek verlang en ek het vra en ek is half ongelukkig en ek wil my vuis so in die hemel inslaan en sê, Here, hoe kon u? Is dit daardie dae waar die Here sê, kom, maak oop die deur. Ek wil met jou kom maaltyd hou. En jy het die keuse vanmôre. Hy klop om toegang te kry, sodat hy kan vertroos met krag, en jou kan aandoen om jou te stig. En dit wat hy gesê het, ek sê nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Maar jy sien wat ons doen is, ons maak met die Here soms, soos wat ons met mense maak by ons huise. Jy sit vanmôre hier en jy hoor die stem van die Here, wat tot jou spreek. En dan maak ons soos met mense. Weet jy wat doen ons by die huis? Ons almal het mos nou deesdae hierdie hoë heininge om ons, né, is ek reg? Niemand het meer 'n tuinhekkie wat iemand instap nie. Het iemand nog 'n tuinhekkie? Daar waar ek vandaan kom, is hoë heininge, elektriese heininge, bo op dit, met kameras, met 'n knoppietjie wat jy moet druk. En dan is daar 'n kameraatjie wat vir jou wys wie staan buite. Doen ons maar dieselfde met die Here nie. Ons hoor hy klop, dan loer ons hier deur die skreefie, né? Of ons loer deur die kamera, sê, o nee, dan maak ons of ons mos nie daar is nie. Het jy dit al, nee, ek hoop jy dit al met iemand gedoen nie, dan maak ons mos of ons nie daar is nie, want ons is nie lus vir die persoon nie. Ek sal 'n ander dag met ons doen dieselfde met die Here. Die Here kom klop vanmôre aan jou deur. Kind van die Here, jy kan nie vanmôre bekostig om te ignoreer nie. Jy kan nie vanmôre bekostig om te sê, nee Here, ek het nie vanmôre tyd nie. Ek het nie vanmôre tyd nie. Die Here kom vanmôre en hy klop aan die kamer van jou hart, en hy kom soek toegang tot jou lewe. Hy kom soek vanmôre toegang, en hy sê, ek wil jou kom vertroos. Jy moet oorgaan tot handeling. Hy is hier. Hy is hier om jou aan te raak. Hy is hier om jou te vertroos. En nie net vanmôre met die seer en die rou hier nie. Dalk sit jy vanmôre met ander uitdagings in jou lewe. Dalk val jou lewe uitmekaar uit, of 'n verhouding, of 'n finansiële of krisis, of wat dit mag wees. Dalk is jy so ver van die Here af vanmôre, en jy voel, maar ek moet naby kom. Die Here klop vanmôre aan die deur van jou hart, en hy sê, hy wil inkom, maar dit help jy klop en jy hoor hom nie, maar jy maak die deur oop nie. Wil jy hom nie vanmôre innooi? Nooi hom vanmôre in, en sê, Here, ek het nodig. Here, laat U my seer hart kom vertroos. Familie, laat U my seer hart kom vertroos. Here, ek het nodig dat U vanmôre net my hand moet vat, want ek weet nie hoe gaan ek môre en oormôre aangaan nie. Jare lank getroud. Oom Jan, ek kan nie dink hoe moeilik moet dit wees om aan te gaan, asof die lewe maar net aangaan nie. Die Here sê, kom vanmôre, nooi my in. Ek sal vir jou daar wees. Ek sal vir jou ondersteun. Ek sal jou help. Ek sal jou vertroos. Jy kan vandag hier uitstap, sonder God, kwaad vir die lewe, ek is kwaad vir U, vuis in die lug, of ek kan vanmôre die keuse maak om te sê, Here, ek nooi U vanmôre in. Kom help my. Help my, Here, om deur hierdie dag te kom. Help my om net aan te gaan met my lewe. Ons het gehoor dat U is met ons ouma, met my ma, met my vrou. Ek het gehoor, Here, dat sy is nie alleen nie. Ek het gehoor sy is in die hemel. Ek is dankbaar daarvoor, dit gee my berusting. Maar wat van my, Here, wat agterbly? My gebed is dat jy vanmôre Psalm 107 vers 28 ervaring sal hê. En hy lees as volg, hy sê, toe het hulle die Here aangeroep,
in hulle benoudheid. Het jy vanmôre benoudheid? Seer. Hulle die Here aangeroep, en uit hulle angste uit, het hulle uitgelei. Hy het hulle daar uitgelei. Die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Hy lei my na waters waar rus is. Ek deel nou in die week met ons gebedsgroepie daar by die kerk. Daai skaap staan nie môre op en nou wonder ek, waar gaan ek groen weivelde kry vandag nie. Hy hoef nie 'n pilletjie te drink om te kalmeer, want hy weet nie waar gaan hy waters van rus kry nie. Hoor jy wat ek sê? Dis nie sy werk nie. Sy werk is om die stem van die herder te volg. Die herder se werk is om hom te vat na waters waar rus is. Die herder se werk is om hom na groen weivelde te vat. Die herder se werk is om saam met hom deur die doodsvallei te gaan. Al wat die skaap moet doen is, volg net die stem van die herder. Mag julle die stem van die herder volg in hierdie tydperk wat vir julle wag. Met die aanpassings en die verlange. En ons sien in vers 29 van hierdie Psalm 107 sê hy het toe die storm 'n gesuis gemaak. Want hy het gesê, hy lei hulle uit hulle angst uit. En vers 29 sê hy die storm 'n gesuis gemaak. En hulle golwe het stil geword. Mag julle golwe stil word. Mag julle sy vrede ervaar. Mag julle weet, die Here is vir jou, nie teen jou nie. Kan ons staan en gaan ons die laaste lied sing, omdat hy leef, sien ek kans vanmôre. En mag hierdie vir jou net 'n anker wees, om hierdie preek saam te vat, om te weet, omdat hy leef, sien ek kans vanmôre. Kom ons staan asseblief. As jy gemaklik voel om te staan, jy hoef nie te staan nie. Omdat hy leef, sien ek kans vanmôre. Kan ek jou vra om oë te sluit vir 'n oomblik terwyl sy net vir ons speel? En ek wil jou nooi vanmôre om net Johannes so 'n bietjie na hierdie familie uit te steek. Ons sal vir hulle bid vanmôre en sê, Here, wees vir hulle anker. Wees sy anker, Here. Halleluja. Dankie, Here. Dankie, Here, dat ek vir Samuel kan opdra. Maak haar sterk, Here. Klein kinders. Jacques en Rihanna. Bid vir julle boet hulle, die Here sal sterk maak. Die Here sal vertroos. Amen. Amen, amen.
So Here, kom ons vanmôre dan en ons bring hierdie familie wat vanmôre se harte stikken is, wat vanmôre seer het. En U sê vir hulle, my uitnodiging staan. Ek klop by die deur van jou hart. As jy môre oormôre voel dis te rof, dis te moeilik, maak net die deur oop. Ek gaan daar wees vir jou. Nooi my in. En ek gaan met jou maaltyd hou. Bid vir elkeen in hierdie familie, Here. Vou hulle toe met die liefde. Trek hulle net naby aan die bors, Here. En vertroos hulle vanmôre. Dat die Heilige Gees vanmôre in hulle lewe sal werk. Dat hulle U vrede sal ervaar. En berusting sal vind. Dat U weer die beste. Ons vra dit vanmôre. In Jesus naam. Amen. Dankie, U kan die sitplek neem. Is altyd lekker wanneer ons die kinders kan trou en die kleintjies kan inseën. Maar is minder lekker wanneer ons hier by mekaar kom en ons het hierdie seer. Ons dink aan julle, ons bid vir julle, ons familie, en ons bid regtig dat die Here julle sal aanraak. Hulle het my gevra om die bedankings te doen. So ek gaan vir ons die bedankings aflees. Eerstens sê hulle wil, ons dank ons Hemelse Vader vir sy genade en trou deur alles heen, dat hy vir Mabet so lank vir ons gespaar het. Haar liefde, haar wysheid en teenwoordigheid sal altyd in ons harte voortleef. Pa, baie dankie vir die liefde, opoffering en sorg, waarmee pa altyd ma versorg het, deur al die jare heen bygestaan het en ondersteun het. En die kinders sê hulle waardeer oom. Hulle sien dit raak. Hulle het nie genoeg woorde om vir U te sê hoe lief hulle het. En wat U vir hulle beteken nie. Dan ons opregte dank aan pastoor Paul en Mazaan van Leefstylsentrum vir die gebruik van die fasiliteit en julle vriendelikheid en ondersteuning in die moeilike tyd. Hulle sê vir die baie dankie. Dankie dan ook vir Esther, as ek kry Esther, vir die orgelis. Baie dankie vir jou tyd. Kom ons gaan naaienskiep. Aan Afpop, Klersdorp, sê hulle baie dankie. Dankie vir julle professionele en waardige hantering van al die reëls Afpop, as julle hoor. Hulle waardeer julle ondersteuning, baie. Hulle wil ook die verkeersdepartement bedank vir die begeleiding van die bestoed dan nou na die begrafplaas. En dan wil hulle almal van naby en ver wat vandag hier teenwoordig is bedank. Hulle sê baie dankie dat julle die dag saam met hulle kom deel het. Dat julle hier is vir julle liefde, julle ondersteuning, julle teenwoordigheid, elke oproep, elke boodskapie. Hulle waardeer dit verskriklik baie. Dan dankie aan Corneille van Bodyfuel vir die voorsiening van die water by die graf. Waardeer dit opreg en spreek ons dankie aan almal wat gehelp het met die voorbereiding van die verversings. Elkeen wat gehelp het. Onthou, daar's maar altyd 'n naam wat ons ergens vergeet. So as jou naam nie genoem is nie, hulle het jou raak gesien. Hulle sê baie dankie. Vir almal wat gehelp het met die verversings, julle bereidwilligheid, julle moeite, dit het nie ongesiens verbygegaan nie. Dankie aan Dr. Roos vir die raad, ondersteuning, bystand in hierdie moeilike tyd. Waardering uitspreek teenoor Dr. Hoosen, Suster Boshoff, Suster Boer, Suster Hubert vir julle hulp, omgee en ondersteuning met ma se versorging. Baie dankie aan Co-Prime Ambulansdiens vir julle hulp met die vervoer tussen hospitale terug huis toe. Julle diens en sorg word opreg waardeer. Ons dankie personeel van Sunningdale sal B, Anchoron sal C vir die liefdevolle wyse waarop julle na ma omgesien het. En elkeen wat dag en dag langs ma se hospitaalbed gewaak, besoek afgelê het, gebid en ondersteun het. Ons sê uit ons diepte van ons hart uit baie dankie. Elke oproep, boodskap, blom, besoek, gedurende die tyd van afskeid, julle ondersteuning het ons gedra. Lemande en Lumey, sê ek die woord reg, Lumey,
baie dankie vir julle, dat julle so mooi na oupa en ouma omgesien het, en vir julle liefdevolle ondersteuning aan die familie. Tannie Albie, Dr. Gisela, vir julle gebede en ondersteuning, Candy van JGLM, wat vermaak om bid het. Hulle vra om verskoning as hulle iemand se naam uitgelaat het. Kan ek ietsie byvoeg? Mag ek? Ek het tyd. Hulle sê ek het nog tyd tot nou, nee. Ek wil dankie sê vir ouma Bets, wat iets in my lewe gelos het. Sy het in die saal gewerk, in Wilmet, in die kraamsaal. En die dag toe my oudste gebore is, toe roep sy my, ek was nou daar gewees, natuurlik, die oudste is gebore, sy roep my nader, kyk, sy het altyd gesog dat daar kos is, as die staf kos kry, of iemand in die hospitaal kos kry, bære sy nou 'n bordjie vir my ook, en kry ek ook daarom iets om te eet, want ma lê mos nou in die bed, jy weet, en pa kom ons vir homself sorgie, en altyd iets om te eet, maar sy roep my die dag, die kleinkie is gebore, my oudste is gebore, sy roep my, sy sê, kom hier so boetie, is mos jou kind. Ja, tannie, sy sê, kom ek wys jou, kom ons bad jou kind. En daar leer sy hierdie jong seun, ek is so bang ek breek hierdie klein dingetjie. En sy leer my om daai kind te bad. Terwyl ek die kind bad, sy sê, nou gaan nie vir jou kind bid nie. Sy het mos so 'n manier. En daar bid ek vir my kind. En die gewoonte wat ek by haar geleer het, met my tweede een gedoen, en in dieselfde hospitaal, selfde saal, toe my derde een kom, selfde hospitaal, selfde saal, en ouma Bets het iets by my gelos, moet nooit vergeet om te bid nie. Mag ek dit by jou los? Ek wil sê dankie ouma Bets, dat jy dit in my hart kom ingrafeer het, om vir ons mense te bid. Moet nooit ophou nie. Moet nooit ophou nie. Na afloop van die verrigtinge, by die graf, nooi ons almal om vriendelik vriendelik na verversing in die kerksaal, so ons gaan dan van hier af uitbeweeg, na die begraafplaas toe, ons vra dat hy in die stoet sal bly, die hoofligte aansit, die verkeersdepartement as ek reg, hulle kom begelei, goed, en dan van daar af sal ons terugkom, en dan is hy welkom om in die saal so 'n bietjie tyd te spandeer saam met die familie, te ondersteun, ons is hier, so kom ons gebruik die geleentheid om dit te doen. Goed, kan ek vra dat die draers dan by die kerk vir ons na vore sal kom? Erika de Vries, suster. Gertie Fourie, suster. Bianca Rousseau, kleindogter. Chantal Rousseau, kleindogter. Lamande Loubser, kleindogter. En Lumey Loubser, kleindogter. Ons gaan vir u vra om vir ons te staan. En dan gaan ons oom Johan kans gee om voor te loop, ek sal saam met hom volg. Dan is hy welkom om agter ons aan te beweeg, en soos ek sê, dan beweeg ons na die begraafplaas, waar ons die verrigtinge, die ter aarde bestelling daar gaan voortsit, en dan van daar af sal ons terugkom. Kom ons sluit dit tegen oor te gebed, terwyl die musiek vir ons speel, jy kan hom laat speel, is reg. Here, hier is een van die oomblikke waar ons moet begin afskeid neem. Ons bid dat u liefde hulle sal dra. Maak hulle sterk, Here. Krag net vir vandag. Ons vra dit vanmôre. Maak my nou vir u woord dors. Here, laat hulle sit nou by u voete. Here, stuur asseblief vir hulle groete. Vry van die aarde se gesukkel en seer. Kan hulle nou elke dag by u leer. Here, die pyn is baie erg. Here, help my skei van hierdie berg.
maar God is in beheer. Hulle was net vir ons geleer. Dankie Here vir daardie seën. Here, ons hart is swaar en moeg. Ons rus met die wete, U is genoeg. Hulle was net vir ons geleer. Dankie Here vir daardie seën. Ons traan is vol van seer, maar God is